Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek vanmôre en ons kom voed met die brood van ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonderlike geleentheid is vanoggend nie en wat 'n wete is dit nie dat ons saam met die kerk reg oor die wêreld vandag in verskillende tale op verskillende plekke juig omdat ons Here Jesus Christus gebore is. Juig omdat God ingegryp het. Here, dankie dat ons in die besonder vandag kan besef dat U die wêreld so lief gehad het dat U enige gebore seun gegee het. Sodat wie ook al in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En waar ons nou daarop gaan reflekteer en gaan praat oor die hoekom, dat ons met opregte harte dat die Heilige Gees ons ontvanklik sal maak vir dit wat van U afkomstig is. Mag U spreek en ons as die huis is in luister. Amen. Kom ons lees saam en dan gaan ons oor na die prediking toe. Maar net voordat ek ietsie lees, net vir julle sê, die eerste gedeelte gaan oor die geslagsregister van Jesus Christus. En miskien is geslagsregisters vir jou 'n bietjie swaar om te lees dat die ene was die seun van daai en daai was die seun van daai en so gaan ons aan en aan. Maar ek wil net in kort vir julle sê dat dit 'n baie belangrike doel wat dit het in die Bybel. Want onthou, oor Jesus is daar honderde profesieë uitgespreek in die Ou Testament. En die rede vir hierdie geslagsregisters om te bewys dat een uit die huis van Dawid kom, gaan daaroor om vir my en jou te herinner dat hierdie profesieë in Christus vervul is. Dis 'n manier om vir my en vir jou te wys hoekom jy die Bybel kan vertrou. Want daardie profesieë is vervul. Met ander woorde, die God wat ek en jy aanbid, kom sy beloftes na. En wat Matteus spesifiek doen is hy probeer om vir jou te bevestig dat Jesus die seun van Dawid is. En daarom fokus hy ook op Josef. Lukas natuurlik fokus op Maria. Maar kom ons lees saam vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voordat hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Net so 'n bietjie refleksie op wat ons Sondag oor gepraat het, ter voorbereiding van vanoggend. Het daar gaan uit Deuteronomium en Levitikus kry jy die wet van Moses wat sê as iemand egbreek pleeg, dan moet kry hulle die doodstraf. En dit is aan die een kant die regverdige ding, so met ander woorde Josef het 'n voet om op te staan in die publiek, sou hy haar wou aankla, maar hy is lief vir Maria, daarom wil hy haar nie in die publiek tot skande bring nie, so hy kies, dink nog daaroor, stoei daaroor om dit stilweg te verbreek. Dis waarmee hy worstel. Aan die een kant, dis wat die wet sê, aan die ander kant, ek kry haar jammer, ek wil nie dit moet daar gebeur nie. Worsteling. Mens, soos u en ek. Maar hoor nou, terwyl hy dit nog in gedagte gehad het, met ander woorde, hy het nog nie 'n besluit geneem nie, terwyl hy nog net daaroor dink, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet, of wat die woord, kom ons lees af weer 22. Dit het alles gebeur sodat die woord wat deur die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Die Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Net tot sover. Nou, geliefdes, ek vra vanoggend vir julle 'n vraag. Reg oor die wêreld word boodskappe van kansels af gepreek of onder 'n boom iewers of waar ook al, want dit maak nie saak waar die gemeente bymekaar kom nie, maar die boodskap wat uitgaan gaan oor hoop, gaan oor vrede, gaan oor vreugde, gaan oor lig. En al hierdie dinge is baie goed en Bybelse taal en mooi edel. Maar ek het so 'n bietjie in my voorbereiding gaan dink. Vanoggend gaan oor die lig wat gekom het in Christus. Dit gaan oor die vrede wat die Here bewerk het deur sy kruisdood en sy opstanding. Dit gaan oor die ongelooflike hoop wat daar te vind is in ons Here deur sy belofte van ewige lewe.
vernuwing, herstel, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde wat gaan kom. Dit gee vir ons hoop. En dit beteken daar is 'n toekoms. Maar Kersfees vra ook 'n dieper vraag. En dit is ons tema vanoggend. Die vraag is, waarom het die wêreld 'n verlosser nodig en nie 'n revolusionêr nie? Waarom het die wêreld 'n verlosser nodig en nie 'n revolusionêr nie? Die diepere vraag ook kan mens dit anders stel om te sê, waarom moes God die seun mens word? Hoekom moes hy gebore word? Wat maak dit saak? Hoekom kon die Here nie net in sy wysheid besluit het om 'n goeie leermeester te stuur nie? Hoekom is dit nie genoeg nie? Of iemand te stuur wat 'n skitterende morele voorbeeld sou wees vir die mense nie? Hoekom is dit nie genoeg nie? Of 'n politieke bevryder, dis tog waarvoor die Jode gehoop het en waarop hulle al hulle vertroue geplaas het dat die Messias gaan kom om ons te verlos van Rome. Hoekom het die Here nie dit gestuur nie? Of 'n revolusionêre leier wat onreg omverwerp en strukture kom verander nie. Die Here het iets anders besluit en hierso is die antwoord. En as jy notas maak vanoggend, wil ek graag jy moet dit neerskryf. Die Bybelse antwoord is ongemaklik eerlik. Die wêreld se grootste probleem lê nie buite ons nie, maar binne in ons. En daarom het die wêreld nie net verandering nodig nie, maar verlossing. Wat ek daarmee bedoel, net ter inleiding, is om vir u te sê, dit maak nie saak hoe deurdag ons strukture is nie, dit maak nie saak hoe heilig ons intensies is nie, ons moet vandag die agtergrond van Kersfees verstaan, om te besef hoe ongelooflik kosbaar hierdie dag is. Dat God besluit het, ek gryp in. Dat God besluit het, ek word een van julle, want hier is die kruks, dit wat nie aangeneem word nie, kan nie verlos word nie. Maak dit vir sin? Dit wat nie aangeneem word nie, kan nie verlos word nie. Die probleem lê nie buite die mens nie, maar in die mens. Al ons strukture is daarom vatbaar vir besoedeling, vir korrupsie, vir verval. Dis die punt. Dis waar vandag gaan. Eerstens om dit te erken, is ongemaklik eerlik. Ongemaklik eerlik. Daarom het ons nie verandering nodig nie, maar verlossing. Ek wil dit vir julle anker. Ek wil dit vir julle anker in ons belydenisskrifte, sodat julle ook kan sien wat het die kerk deur die eeue bely oor hierdie dag, oor hierdie moment. Sodat dit nie net iets is wat julle van my af hoor nie, maar dat die kerk van ouds dit reeds vir ons mooi bedink het. In artikel 14 van die Nederlands geloofsbelijdenis word ons herinner dat die Here die mens goed geskape het. Heilig. Hy het die mens geskape as sy beelddraer om in verhouding met hom te staan. En met ander woorde, my wil en die Here se wil was in harmonie met mekaar. Totale harmonie. Maar wat het die mens toe gedoen? Die mens het geval. Maar hier is die kruks van die saak wat ek net wil hê julle moet hoor vanoggend. Daardie val moment in ons teologie was nie per ongeluk nie. Dit was nie per ongeluk nie. Val wat ook nie uit onkunde uit nie. Dis nie asof hulle nie van beter geweet het nie, is dit. Dis willens en wetens het hulle geval, teen God gesondig. Hulle self van die bron van lewe afgeskei. En as ek net vir jou as 'n gemeente 'n vraag kan vra, wat is die logiese gevolg as jy lewe verwerp? Wat kry jy dan? Dood. Dood. Daarom sê die Here, die loon van die sonde is die dood. So kan julle hoor, broer en suster, net ter inleiding, hoe diep ons probleem regtig is. En daarom sou die Here 'n leermeester stuur, of 'n morele voorbeeld stuur, of 'n politieke bevryder stuur, of 'n revolusionêr stuur wat ons strukture verander en die heersende krag oorheers, sou dit uitloop op die ou einde tot net 'n nuwe vorm van verdrukking. Gee dit net genoeg tyd. Gee dit net genoeg tyd. Dit is waar vandag gaan. Die gevolg van hierdie gevallenheid is nie net verkeerde dade nie, dis dan nog te oppervlakkig. Die gevolg is 'n verdorwe natuur. Verdorwe natuur. Die Bybel verduidelik dit vir my en vir jou om te sê dat dit is 'n wortel wat alles besoedel. Dis soos 'n fontein binne in die mens wat brakwater laat opspuit, opborrel. Jy kan dit anders stel wat sonde opborrel, sonde uitdink. Kan ek dit vir julle prakties maak?
Wanneer ons doop en doopkategese doen in ons gemeente en ons praat oor hierdie tipe goedjies, ons het daai gesegde en julle almal ken dit dat ons word in wat ontvang en gebore? In sonde. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit? Moet ek vir Gracie leer iemand anders se goed vat wat nie hare is nie? Of figure sy dit self uit? Gracie is my dogtertjie, sy is nou amper 2. Maar moet ek haar leer ander mense se goedjies vat of moet ek haar leer nee, dis nie joune nie. Wat is haar natuur? Moet ek haar leer ander mense klap of slaan of gryp of byt? Of moet ek haar leer maak nie mense seer nie? Wat is haar natuur? Julle hoor. Kleintjie, daar's een van my mentors het altyd vir my gesê, 'n babatjie is 'n viper in 'n diaper. Hulle hele bestaan gaan oor love me, soos Garfield gesê het, love me, feed me, never leave me. Dis hulle bestaan. En as jy my nie dit doen nie, as jy nie na my behoeftes omsien nie, dan maak ek jou lewe absoluut hel. Daarom maak die Here hulle cute, sodat ons hulle nie doodmaak nie. Uit frustrasie nie. Al die ouers, ouma, oupa, julle verstaan. Julle verstaan. Ons natuur is verdorwe. Verdorwe. So maak nie saak wat die mens bedink nie. Maak nie saak wat die strukture die mens in plek stel en hoe edel dit is nie. Gee dit genoeg tyd. En dit gaan besoedel raak. Ons beste intensies bly gebroke. Dis die beginsel. En daarom is die vraag, kan die mens iets daaraan doen? Kan die mens homself red? Antwoord is nee. Dis hoekom die engel vir Josef gesê het, Jesus sal kom om sy volk van hulle sondes te verlos. Want 'n revolusionêr mag dalk mag verskuif, mag dalk wette verander, mag dalk strukture omkeer, nuwe strukture in plek stel, maar wat 'n revolusionêr nie kan doen nie, is skuld wegneem. Versoening bring tussen God en mens en hier is die kruks, mense se harte vernuwe. Hy kan dit nie doen nie. Sy kan dit nie doen nie. Herwas Katekisme sê dat die Here het nie gekom om ons van Rome te verlos nie. Hy het nie gekom om ons van die Herodes te verlos nie. Hy het gekom om ons van ons sondes te verlos. En ons moet regtig gaan diep dink oor wat dit beteken. En dis waar Kersfees gaan. Ons sien baie in hierdie tyd is daar fotootjies wat uitgestuur word wat sê the reason for the season is Jesus. Maar ek wil net julle moet vanmôre as julle huis toe gaan en om die tafel gaan sit besef, hoekom moes Jesus kom? Hoekom moes hy kom? Hoekom moes hy mens word? Dis die diep vraag van vanoggend. Hierdie wil ek net vir julle wys. Die Nederlandse Geloofsbelijdenis artikels 19, 18 en 19 sê omdat die probleem so diep is, kan geen mens dit oplos nie. Die Herberts Katekisme vat dit verder om te sê ek en jy kan nie ons skuld opeis by die Here nie, want ons maak ons skuld elke dag nog groter. Nee? Ons maak dit elke dag nog groter. So wat staan jy te doen, broer en suster? Wat staan jy te doen? Die Here self het ingegryp. Christus het waarlik mens geword, nie net skynbaar nie, nie net simbolies nie, en ook nie tydelik nie. Dan word dit toe hy gesterf het sy menslikheid nie opgehou nie. Christus is tans in die hemel as mens en God. En die Katekismes help my en jou om dit te verstaan, om te sê wat glo ons oor Jesus, hierdie mens wat gebore is uit 'n maagd uit. 1, hy is waarlik God. Hy is waarlik mens. Hy is een persoon met 2 nature, goddelike natuur en 'n menslike natuur. Hoekom moes hy 'n menslike natuur aanneem, vlees en bloed word? Want soos ek vroeër vir julle gesê het, as hy dit nie aangeneem het nie, dan kan hy dit nie verlos nie. As hy nie waarlik mens geword het nie, kon hy nie namens die mens gehoorsaam wees nie. As hy nie waarlik God was terselfdertyd nie, kon hy nie die straf vir die sonde dra nie. Daarom gryp God in op 'n besondere manier, unieke manier. Hy is waarlik mens. So ons het dis nie 'n halwe verlosser nie. Ons het nie 'n kompromie nie en dit is hoekom Matteus ons ook herinner dat ons hom Immanuel gaan noem. God by ons, God met ons. Dit beteken, ek het dit net hier vir julle neergeskryf as jy dit wil hoor. Daarom sê Matteus, hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. Dit beteken dit gaan nie net oor 'n God wat simpatiek is my en jou nie. En dit gaan ook nie oor God wat van ver af kommentaar lewer op my en jou lewe nie. Dis dieper as dit. Dit gaan oor God wat self ons gebrokenheid gedra het. Toe hy snek uit.
Daar's ek terug. Toe hy waarlik mens geword het en toe hy uit die lydingsbeker gedrink het. Waarlik een soos ek en jy. Dit is ongelooflik as jy daaroor dink. Dit is diep, julle. Ons moet dit nie oppervlakkig maak nie. So. Ons kom by die laaste punt wat ek met julle wil deel vanoggend. Dit gaan oor God se karakter. As ons weer die vraag vra, hoekom? Aan die een kant gaan dit oor God se regverdigheid wat hy nie kan ophef nie. Met ander woorde, die Here is regverdig en heilig. En dit sit ons in 'n tamaletjie, want sonde, soos julle gehoor het, vereis doodstraf. Dis rebellie, wegskeer van die Here af. Die bron van lewe. Maar God is ook in terselfdertyd barmhartig. En hy wil nie die sondaar vernietig nie. Ons het nou baie gesing vanoggend oor die liefde van die Here. Sy liefde vir ons. So nou sit hy in hierdie twee stryd, soos Josef ook. Moet ek regverdig wees? Moet ek barmhartig wees? En God doen iets wat albei kante tevrede stel. Hy straf die sonde wat hy nie kan ignoreer nie, deur sy seun kruis toe te stuur. Sy seun drink uit die lydingsbeker uit. God se regverdigheid word bevredig, nie opgehef nie. Aan die ander kant, God se barmhartigheid word nie goedkoop vir mense gegee nie. So wanneer ons byvoorbeeld vir iemand sê ons vergewe jou, of God vergewe jou, moet jy asseblief nooit dink dis goedkoop nie. Dis teen 'n baie duur prys gekoop. Dis duur betaal. So, God stuur sy seun om die natuur waarin gesondig is aan te neem en die straf vir die sonde te dra. Kersfees, broer en suster, wil ek hê julle moet hoor, is dis nie God wat vir ons sê dit is maar okay nie. Dis maar reg so nie. Kersfees, broer en suster, is God wat sê ek sal self betaal. Dis waar vandag gaan. Ek sal self betaal. Ek kom in julle midde. Is een soos jy. Word soos jy. Hy ervaar verlies, hy ervaar verraad, hy ervaar hartseer, hy ervaar klomp dinge soos ek en jy. Hy is mens soos ek en jy, maar ook God. Wil julle met daaraan gaan dink vandag. Daarom is hierdie Jesus kindjie Jesus genoem, want hy is die een wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nie Rome nie, nie Herodes nie, hulle sonde. Want dit is ons grootste probleem. Dit is ons grootste probleem. So, dit gaan nie net oor troos nie. Kersdag gaan dit oor verlossing, en ter afsluiting wat ons vier is Immanuel, God met ons, God vir ons, en deur die uitstorting van die Heilige Gees, broer en suster, is hy God in ons. Wedergebore mense. Wedergebore mense. En mag vandag daarom 'n vreugdedag wees in julle huise. Mag daarom 'n dag vandag 'n dag wees waar ons nader kom na mekaar toe. Waar ons baie keer mekaar ook moet vergewe. Beseer kry, vir hartseer, teleurstelling, en om vir mekaar te sê, om Christus ontwil. Christus ontwil, is ek lief vir jou. Gewe ek jou. Stap ek pad saam met jou. En hierdie ding is nie maklik nie. Is nie maklik nie. Maar uiteindelik gaan vandag oor God vir ons. So, my slot, die wêreld vra vandag steeds vir revolusies. Verandering. Ons hinker daarna. En vir Suid-Afrikaner hoef jy nie, ons kan mekaar lank besig hou met braaivleisvuur oor ons hinkering na verandering. Maar God gee nie net verandering nie, broer en suster, hy gee verlosser. Gee verlosser. Want ons diepste nood is nie dat die wêreld net anders moet lyk nie, maar dat u en ek anders moet word. Wedergebore. Dis waar dit gaan. En dit is hoekom Kersfees so nodig is, want dit is nie net 'n fees van lig nie, maar af mekaar moet sê om die etenstafel is vandag, is die beginpunt van God se verlossingsplan. Dit is wat ons vier. Die beginpunt van die verlossingswerk deur ons Here Jesus Christus. Hy het mens geword. Daarom gaan dit oor Immanuel. En daarom kan ons vir mekaar vandag in die oë kyk en sê geseënde Kersfees. Voorspoed vir die nuwe jaar. Want Jesus het gekom. Jesus het gesterf. Jesus het opgestaan uit die dood uit, opgevaar na die hemel, sit aan die rand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dit gee vir ons 'n toekomsverwagting. Dat ons eendag, soos wat ons vandag om die tafels gaan sit, gaan ons eendag saam met die Here aan die bruilofsfees deelneem. Wat 'n wonderlike vreugde daar nie dan sal wees. En ons kry 'n voorsmaakie daarvan vandag. So mag julle vandag geniet. Mag ons onthou waar vandag waarlik gaan. Die Here het ingegryp om ons van ons diepste probleem te kom vryspreek.
te kom verlos. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, Here, dankie dat ons vanmôre kan reflekteer op u bereidwilligheid om jouself te verneder om mens te word. Dis die apostel Paulus skryf, het jy nie net jouself verneder om mens te word nie, maar ook om slaaf te word, om te kom dien en om gehoorsaam te wees tot die dood aan 'n kruis. En dan sê Paulus, daardie selfde gesindheid moet in elkeen van ons wees. En ek bid dat dit sal gereflekteer word om die tafels vandag. En ons geliefdes wat ver is, Here, dat hulle sal weet ons is lief vir hulle. Ons gee om vir hulle. Ons verlang na hulle. Mense wat ons in die laaste jaar of so aan die dood afgestaan het, en soos dalk ons eerste Kersfees sonder hulle, mag jy ook by daardie gesinne wees, Here. Mag jy vertroosting gee en bemoediging en vrede wat u beloof. Mag ons vandag onthou, as die dag toe u verlossingswerk begin het, toe u in 'n nederige krib gebore is, in 'n stal, tussen die diere, die koning van konings, die Here van die heersers, vredevors. Here, dankie vir u goedheid. In Jesus naam, amen.